Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Ons is steeds besig met die reeks Filippense. Nou, ons gaan bietjie kyk na hoofstuk 3 vandag, maar in hoofstuk 1 en 2 het ons gesien hoe Paulus die kerk van Filippi probeer bemoedig as gevolg van die moeilike tye wat hulle deur moes gaan, as gevolg van die Romeinse mense. Nou, ons sien wel hoe die aandag skuif van die Romeinse mense na die Joodse mense in hoofstuk 3. Toe Paulus geroep was om die woord te gaan versprei, het hy teenstand gehad sover as wat hy gegaan het. Daar was 'n spesifieke groep gewees wat Paulus gevolg het, waar ook al hy gegaan het, en die woord versprei het. Die groep se naam was die Judaizers gewees. Nou, hierdie groep het geglo in die evangelie, die goeie nuus van Jesus, maar het was bietjie anders te gewees as dit waarin Paulus geglo het. Nou, vandag gaan ons bietjie kyk na wat hierdie mense geglo het en wat is Paulus' reaksie daarop gewees. Heel eerstens moet ons verstaan dat die Judaizers was 'n groep mense wat voorgekom het in 'n klomp boeke van die Nuwe Testament. Hulle het in Filippense, Korintiërs, Galasiërs, Romeine, Handelinge, Titus ensovoorts. Nou hierdie groep mense was Joodse Christene wat geglo het dat 'n persoon kan eers gered word as hulle Joodse tradisies volg. Nou onder andere was die spesifieke tradisie die besnydenis gewees. Ek lees vir ons hierso in Genesis 17 vers 7 tot 11. Ek sal my verbond tussen my en jou bevestig van geslag tot geslag. Dit sal vir altyd voortduur. Ek sal altyd jou God wees en ook die God van jou nageslag. Hierdie hele land Kanaan waar jy nou bly, gee ek vir jou en jou nageslag vir altyd. En ek sal hulle God wees. Jou deel van die ooreenkoms, sê God vir Abraham, is om die voorwaardes van die verbond na te kom. Dit geld vir jou en al die geslagtes na jou. Dit is my verbond wat jy en jou nageslag moet onderhou. Elke manlike persoon onder julle moet besny word. Julle moet aan die vooruit besny word. Dit is die teken van die verbond tussen my en julle. In hierdie stukkie sien ons hoe God 'n teken tussen God en mens vasstel om hulle verhouding te simboliseer. Die nageslagte van Abraham het hierdie tradisie ernstig opgevat en dit gesien as 'n moed. En as gevolg van hierdie tradisie het die Judaizers dit ook baie ernstig opgevat en geglo. Wat gebeur het is, hierdie groep Judaizers het dan oral gegaan waar Paulus die woord van die Here versprei het en dan vir almal gesê, vir julle om waarlik gered te word, moet julle besny word. Vir julle om hemel toe te gaan, moet julle hierdie besnydenis deurgaan. Nou, Paulus reageer baie kwaai teenoor hierdie valse geloof wat die mense preek in hoofstuk 3, om die ernstigheid van die situasie te kan kommunikeer. Ek lees vir ons hierso in Filippense 3 vanaf vers 2. Pas op vir daardie rondloper honde. Pas op vir daardie kwaaddoeners. Pas op vir die mense van die versnydenis. Ons wat God deur sy gees dien, het mos klaar die ware besnydenis. Ons beroep ons op wat Christus Jesus gedoen het, en nie op menslike dinge nie. Paulus kom en hy waarsku die mense van Filippi aan hierdie Judaizers. Hy sê, pas op vir hulle, hulle is schemers, hulle is hierdie mense wat die verkeerde geloof het. Hy noem hulle rondloper honde. Hy maak eintlik 'n tipe van 'n grap van hulle wanneer hy hulle die mense van die versnydenis noem. So hy's baie ernstig en hy's kras oor die saak, want hy wil hê die kerk van Filippi moet regtig verstaan, hulle moet versigtig wees. Maar dan openbare hulle fout aan die kerk, deur om vir hulle te sê hulle vertrou op die besnydenis in plaas van op Jesus Christus. Paulus verduidelik dat mense wat regtig in Jesus glo, die mense wat God deur sy gees dien, is nie mense wat vertrou op dinge wat hulle kan doen nie,
maar dis mense wat vertrou op dit wat Jesus Christus reeds gedoen het op die kruis. Ek lees vir ons in Filippense 3 vers 9 die volgende. Ek probeer nie langer my saak met God regstel deur die wet te gehoorsaam nie, maar deur in Christus te glo. Deur die geloof stel God ons saak met hom reg. Hier verduidelik Paulus dat sy saak met God reg is op grond van sy geloof in Jesus, nie deur die besnydenis nie. So, wat Paulus sê hierso is baie belangrik, maar hoe weet ons wat Paulus sê is reg? Nou, omdat Jesus die seun van God is en dat hy die rede dat hy opgestaan het uit die dood, kan ons sy woorde as eerste prioriteit beskou. Daarna, as dit wat Jesus gesê het, en enigiemand anders te kom en hulle sit enige iets daarby, kan ons die twee vergelyk met mekaar en kyk of dit wat hulle sê reg is. So, wat sê Jesus oor die besnydenis en wat moet ons dan vat van die Judaïsers om te kyk wat een reg is? Jesus sê vir ons hier in Johannes 3 vers 14 tot 16. Net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens, Jesus, verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In hierdie stukkie lees ons hoe Jesus verduidelik dat die wie in hom glo, die ewige lewe sal hê. So, nie deur middel van dade nie deur middel van gawes of besnydenis of talente nie, maar deur middel van geloof alleen. Nou baie keer is daar mense wat preek dat as jy nie ophou sondig nie, gaan jy nie hemel toe gaan nie. Dat daar is eers dinge wat jy moet doen vir jou om in die hemel te kom. Maar dit is teen dit wat Jesus preek. Sondes en goeie dinge hou ons nie meer uit die hemel uit nie. Dit is ons geloof in Jesus Christus wat ons hemel toe vat. Ja, daarna kom goeie dinge. En dit is 'n teken van ware geloof. Maar goeie dinge, bring ons nie in die hemel nie. Net ons geloof bring ons in die hemel. So, om te sê dat as jy nie ophou sondig nie, gaan jy nie hemel toe nie. As om te sê dat as jy nie vir die armes kos gee nie, gaan jy nie hemel toe nie. Dis nie goeie nuus nie, inteendeel, dis nogal swaar nuus, want dit maak dit, ek moet op myself staat maak om hemel toe te kan gaan, en dis onwaar. Die goeie nuus is, die wie glo, sal hemel toe gaan. My vraag aan jou vandag is, glo jy dit? Glo jy dat dit wat Jesus op die kruis gedoen het, as jy in dit glo, is jy 'n kind van die Here en sal jy verseker nie sterf nie, jy sal na die hemel toe gaan. As jy kan vandag sê, ek glo met volle oortuiging, daar's geen twyfel nie, ek is oortuig dat dit wat Jesus op die kruis gedoen het, is genoeg vir my, dan is jy 'n kind van God en jy kan jouself 'n Christen noem. Maar dit beteken nie, omdat ek nou glo, jy weet, kan ek net doen wat ek wil nie. Nee, ons as Christene sien nie dat dit wat Jesus op die kruis gedoen het as 'n lisensie om te sondig soveel soos dit ons wil nie. Inteendeel, as ons waarlik glo in dit wat Jesus Christus ons gedoen het, het ons liefde vir Jesus en daardie liefde lei ons om dan te doen wat God wil hê ons moet doen. Vandag se les het net gegaan oor die Judaïsers en dat ons nie in die hemel kan kom op grond van wat ons kan doen, byvoorbeeld in hulle geval die besnydenis nie. Ons kan niks doen om in die hemel te kom nie. Net dit wat Jesus Christus gedoen het, is genoeg vir ons. En al wat ons kan doen, is om in dit te glo. Die vraag is, glo jy dit? As jy dalk vir die heel eerste keer gesê het, ek glo in Jesus Christus, dit wat op die kruis gedoen het, jy weet, gaan my red, of as jy dalk weer jouself moes herinner, dis die waarheid, dis die goeie nuus, daar is niks wat ek kan doen wat verhoed
van my om in die hemel te kom nie. Ek hoef net te glo. As dit jy is vandag, wil ek jou graag uitdaag om die week vir een persoon te gaan vertel wat Jesus Christus vir jou beteken. Jy hoef nie in 'n gesprek of in 'n debat in te gaan met die persoon nie. Ek wil net hê, jy moet vir hulle vertel, wat beteken Jesus vir jou? As 'n uitdaging om jouself weer net uit te kry van jou denkwyse, sodat jy kan begin glo en doen soos die Here jou vra. Met dit in gedagte, kom ons beweeg in die vrae. Julle moet dit lekker bespreek. Tot volgende keer. Totsiens.